Welkom by ons laaste woorde aan die kruis vandag. Ek wil jou nooi om rustig te word en jou skouers te laat sak wat dalk tens is en jou hart oop te maak vir God se teenwoordigheid. Hy is op hierdie oomblik reg om jou te ontmoet. Vandag wil ons fokus op Jesus se laaste woorde aan die kruis. In Lukas 23 vers 46 lees ons: En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Hierdie finale woorde is ongelooflik. Na al die pyn, na al die lyding, eindig Jesus sy lewe met 'n daad van volkome vertroue en oorgawe aan sy Vader. Ja, selfs in sy donkerste oomblik kies Jesus om sy hemelse Vader te vertrou. Neem nou 'n oomblik om te dink wat hierdie woorde vir jou beteken. Wat is dit wat jy vandag in God se hande moet oorgee? Miskien bekommernis, vrees, 'n verhouding, 'n situasie wat buite jou beheer voel. Hoe sou dit voel om dit werklik in God se hande te plaas, net soos wat Jesus gedoen het? Jesus se laaste woorde aan die kruis wys ons die pad na vrede, die pad van oorgawe. Dit ekho die woorde van Psalm 31 vers 6, 'n gebed wat Joodse kinders geleer het van kleins af. Elke aand voor slaaptyd het hulle dit saam met hulle ouers gebid. Selfs in sy uiterste lyding het Jesus se hart teruggekeer na hierdie eenvoudige gebed van vertroue. Ek wil dit nou spreek oor jou lewe vandag. Ek kan alles in God se hande plaas, want hy is betroubaar. Daar's vrede en oorgawe aan die Here, selfs in my moeilikste oomblikke. God se hande is sterk genoeg om alles te dra wat ek nie kan dra nie. Ek wil jou nooi, sien jy die vryheid hier? Jesus wys ons dat wanneer ons ophou vasklou, wanneer ons opgee om in beheer te wil wees, ons gee ons bekommernisse, ons omstandighede, dan vind ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Oorgawe is nie mislukking nie, dit is die pad na vryheid. Nou nooi ek jou om aan iemand te dink wat jy ken wat sukkel om te laat gaan, om sukkel om oor te gee. Iemand wat jy sien wat gespanne is, om altyd alles te wil beheer, of wat worstel met angs omdat hulle nie kan los nie. Dalk iemand wat tans deur 'n moeilike tyd gaan wat jy weet, dis net oorgawe in die Here wat hulle kan help. Kom ons bid vir hulle. Hemelse Vader, ek bring hierdie persoon voor U vandag. U ken hulle stryd om te laat gaan, om oor te gee en hoe moeilik dit is. Maar Here, net soos Jesus aan die kruis sy gees in U hande geplaas het, help hierdie persoon ook wat alles wat hulle nou vasklou, Here, in U betroubare hande te plaas. Vul hulle met die moed om te laat gaan, die geloof om te vertrou en die vrede wat kom van oorgawe. Omvou hulle, Here, met U liefde en wys hulle dat U hande veilig, sterk en betroubaar is. In Jesus naam, amen. Jesus se laaste woorde, Vader, in U hande gee ek my gees oor, is 'n uitnodiging na 'n lewe van vryheid en oorgawe. Mag jy vandag die moed vind om te laat gaan. Mag jy die vrede ervaar wat kom wanneer jy ophou probeer om altyd in beheer te wees van die goed wat jy in elk geval in die eerste plek nie kon beheer nie. Mag jy die salige wete hê dat God se hande die veiligste plek is vir alles wat jou hart swaar maak. Jy is geliefd, jy word gedra en jy's veilig in ons hemelse Vader se hande.